Julle, die vraag wat ek vir oggend nie net vir jou vra nie, maar wat ek vir myself vra, is nie net, is jy honger nie, is ek honger nie. Ek vra vir oggend vir ons, is ons honger genoeg? En julle sal later verstaan hoekom ek so sê. Ons het verlede week gepraat en die week daarvoor oor die dissipline van aanbidding. Maar ek gaan vir oggend 'n bietjie daarby aanhak, want ons gaan sien alhoewel aanbidding en die intieme teenwoordigheid van die Here twee verskillende goeters is. Ons kan nie sê dit is gelyk aan mekaar nie. Is dit soos die twee kante van 'n muntstuk. Die twee loop so saam. Die een help my om die ander een te beleef. So ek wil vir oggend net vir jou herinner, dat as ons sê dat aanbidding, net soos die teenwoordigheid van die Here, om dit te beleef, 'n dissipline is, dat dan impliseer dit vir ons twee goed wat ek wil hê ons vir oggend moet sien. En dan gaan jy verstaan hoekom ek vir jou vra, maar is ek en jy honger genoeg? Want dit beteken in die eerste plek, as dit dissipline is, dis 'n keuse. As ek in die gewoonte is om te gaan stap elke dag, en dit word 'n gewoonte, maar ek het nog steeds die keuse om te gaan, my tekkies aan te trek en die koue buite te trotseer. Dis 'n dissipline, dit vra iets van my, dis die tweede ding. Dit gaan my iets kos. Ek gaan iets moet insit, dit gaan nie sommer maar net gebeur nie. Ek gaan nie die voordeel van die gaan stap kry as ek nie die tekkies aangetrek het en gegaan het nie. So dis 'n dissipline en dit gaan vir my iets kos. Ek kies dit. As ons sê aanbidding is 'n keuse, dan wil ek jou herinner dat die Bybel sê daar gaan 'n tyd kom wat elke knie gaan buig en elke tong gaan bely. Ons lees dit in Filippense 2, maar ek gaan dit vanoggend vir jou lees uit Romeine 14 vers 11 waar die Here sê, so seker as wat ek leef en ons weet die Here leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely, my as God bely. Daar gaan so 'n tyd kom. Maar op hierdie aarde het die Here vir ons 'n baie besonderse geskenk gegee. Die geskenk van vrye keuse. En dit beteken hier kies ek om dit te doen. Eendag gaan ek baie definitief, as ek hom sien soos wat hy werklik lyk, dan gaan ek nie anders kan nie, ek gaan voor hom buig. En ek gaan bely, U is waaragtig God. En dit gaan so 'n oomblik wees dat, soos wat ons nou net gesing het, ons sal ons krone afhaal. Ek het nou die dag met iemand gesels wat my gevra het oor die krone. Toe sê ek, weet jy, ek weet dis die waarheid, ek weet die Bybel praat daaroor, maar ek bestudeer dit nie eers nie. Want ek weet, die Here gaan hom skaars op my kop sit, dan gaan ek hom afhaal en voor sy voete neersit. Ons gaan vir hom bely. Maar hier op aarde kies ek en jy om hom te bely as God en om hom te aanbid as God. Net soos wat ek kies om sy teenwoordigheid te beleef. 'n baie oulike aktrise, ek het die ander dag 'n onderhoud met haar gekyk en sy sê, en dit het my nogal iets gegee om aan te dink en daarom noem ek dit vanoggend vir julle. Sy sê, selfs al sou God my in die hel werp, sou hy steeds waardig van my aanbidding gewees het. Hoekom was dit vir my groot dat sy dit gesê het? Want ons sal baie maklik vir die wêreld daar buite sê, vra maar hoekom dien jy die Here? Sê, want hy het my verlos. Hy het my die ewige lewe gegee. Maar dis nie eintlik hoekom ek en jy hom aanbid nie. Ek en jy aanbid hom. Want selfs al sou hy gekies het om ons nooit die bloed van Jesus te gee nie, en ons hel toe te stuur soos wat ek en jy sou verdien het, sou hy steeds waardig gewees het om aanbid te word. En sou ons steeds in die ewigheid voor hom gekniel het en erken het wie hy is. Ons dien hom nie vir wat hy vir ons gedoen het nie. Ons aanbid hom nie vir wat hy vir ons gedoen het nie. Ons aanbid hom vir wie hy is. Groot verskil. En daarom wil ek vanoggend vir jou sê, net soos wat aanbidding 'n keuse is, net soos wat aanbidding 'n dissipline is die opsoek en die geniet van die teenwoordigheid van die Here 'n dissipline. Dis nou verweef aan aanbidding, maar dit is nie dieselfde ding nie. En ek moet doelbewus dit opsoek. Dit gaan iets van my vra. Nou ek en jy weet dat die Here alomteenwoordig is. Daar's geen plek waarheen ek kan gaan waar hy nie is nie. So hy is by my. Dis nie iets wat ek na die tempel moet gaan soos wat ander in die Ou Testament moes gedoen het
om daar sy teenwoordigheid te beleef nie. Dawid sê in Psalm 139 vers 7, waarheen kan ek gaan, weg van u gees? Waarheen kan ek vlug, weg van u teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel, u is daar. Gaan lê ek onder in die doderyk. Al wat hy bedoel is die hoogste plek en die diepste plek, ook daar is u. So die Here is altyd by my. Al is ek nie noodwendig bewus daarvan nie. Al kan ek dit nie voel nie, al kan ek dit nie sien nie. Ek kan weet hy is by my. Ek kan niks vir hom wegsteek nie. Maar vir oggend wil ek jou huis toe stuur met die wete, maar daar is baie meer om van sy teenwoordigheid te beleef, as net sy alomteenwoordigheid. En omdat dit 'n dissipline is, beteken dit ek kan my daarin oefen. En hoe meer ek dit beoefen, hoe meer gaan ek daarin groei en ek gaan meer sensitief word daarvoor, sodat ek weet. Maar ek ervaar hom, ek voel, ek sal dit altyd beskryf as hy kom sit op my, want dit is 'n behaaglike, en ek voel dit op hierdie oomblik, 'n behaaglike, swaar vrede, 'n warm vrede, wat op my kom sit. Ons kan dit ervaar, en hoe meer ons dit beoefen, hoe meer raak ons sensitief daarvoor. Mag ons sensitief wees daarvoor, en mag ons honger wees daarvoor, want ek is op die oomblik in my persoonlike stilte tyd, ek het gister die storie van Samson gedoen. En dit het my hart gebreek, dat Samson nie gevoel het, die oomblik, toe die teenwoordigheid van die Here van hom gelig het, toe sy hare gesny is nie. Hoe hartseer is dit? As mens so onsensitief geraak het vir sy teenwoordigheid, dat ons nie eers agterkom, wanneer hy van ons aflig nie. En Samson was nie die enigste persoon, is maar die een oor wie ek gister gelees het in my stilte tyd. Maar ek dink byvoorbeeld aan koning Saul, wat dit hier agtergekom het nie, nê. So dis baie moontlik om so onsensitief te wees vir hom, dat ons dit nie eers kan voel wanneer hy op ons kom sit, of wanneer hy van ons aflig nie. Mag ek en jy so honger wees, dat ek en jy die dissipline sal beoefen om dit na te jaag. Dat dit ons sal dring daartoe om oor te gaan tot aksie, en nie meer net te praat oor, joh, ek sou so graag die Here se teenwoordigheid wou beleef nie. Ek wil so graag by sy voete sit nie, maar dat ons sal oorgaan tot aksie, want sien, die Here wil dit hê vir my en jou. Ek het gesê, dis 'n dissipline, dit gaan iets van my en jou vra. En as ons dit nie doen nie, dan gaan dit iets bly waar ek en jy net praat en droom, soos baie ander dinge. Waar ons praat en droom, ons gaan nooit oor tot aksie nie. As ek meer tyd gehad het, het ek julle vertel van die storie van die leë kristalkruik. Al wat ek daaroor gaan sê is, as ek 'n leë kristalkruik besit het, so ek dit vir baie goed kon aanwend. Ek sou dit kon gebruik vir 'n deurstopper. Ek sou dit kon gebruik het om goed in te bære in 'n kas. Ek sou dit kon gebruik het as 'n drommetjie in die badkamer om die tissuetjies in te sit. Ek sou dit kon gebruik het as 'n ornament wat op die kas staan. Ek sou dit in my kas kon wegsit waar dit net stof vergader. Maar wanneer kom die pragtige kristalvaas tot sy volle wasdom? Wanneer kom hy tot sy volle roeping? Wanneer hy 'n pragtige bos blomme in het. Dan sien ek en jy, dis waarvoor hy gemaak is. Ek en jy is nie anders nie, ons word gebore soos 'n leë kruik, soos 'n leë kristalvaas, baie waardevol. Maar ons hele lewe lank probeer ons ander goed in daai vaas sit, en niks van dit kan ons tot ons reg laat kom nie. Dis in die teenwoordigheid van die Here, in aanbidding, wanneer ons by sy voete sit, dan besef ons, but I was made for this. Dis waarvoor ek gemaak is. Daai diep leemte binne in my en jou, waarmee ek en jy gebore is. Ons is hongergebore. Dit is hoekom mense verslaaf raak, want hulle wil iets anders in dit insit, but it never satisfies. En dan moet ons meer daarin sit en meer daarin sit, en daarom kan enige een van ons verslaaf raak. Daar's net een ding wat ons regtig vol maak, wat ons regtig binnekant vervul kan maak. En dis die teenwoordigheid van die Here. So ons lees saam uit Psalm 63 vanoggend, want daarin verwoord Dawid so mooi hierdie innerlike honger waarmee ons gebore word.
Ek wil net hê jy moet weet die agtergrond van die Psalm is, hy sit in die woestyn van Juda. As jy dit in jou Bybel gaan lees, gaan jou Bybel dit vir jou sê. En hy's onder geweldige emosionele spanning, want op hierdie stadium vlug hy, dis hoekom hy in die woestyn is, hy vlug vir sy lewe. Hy slaap in grotte. Hy drink uit 'n rivierlopie as hy een kan kry. En hy sit en kyk oor die dorre landskap. En daar's niks nie. Dis kurkdroog. En hy vereenselwig homself met dit wat hy sien en hy sê vir die Here, dis hoe ek voel sonder u teenwoordigheid. En hy sê, God, u is my God. Hy kom sê nie net, Here, ek erken dat u God is en dat u die enigste God is nie, want dit is waar. Maar hy sê, Here, veel meer as dit, u is my God. Dit is so intiem, dit is so persoonlik. Hy sê, u is my persoonlike God. Ek ken u. Ek ken u nie omdat iemand my van u vertel het nie. Ek ken u want ek ervaar u. Ek het ervaring met u. En daarom het ek vrymoedigheid om na u toe te kom met my droë en dorre hart. Hy sê, na u soek ek. My siel dors na u, my liggaam smag na u in 'n droë uitgeputte land, sonder water. Die woord daar, na u soek ek, is in die Hebreëus shakar. En dis nie verkeerd vertaal nie, maar dit is mak vertaal, dis afgewater. Want eintlik in die oorspronklike, in die stam van die woord, is die woord dagbreek opgesluit. Dis die gedagte van vroeg. En ek wil hê jy moet dit sien in terme van dringendheid vanoggend. Dit beteken, as ek vergeet het om iets te doen, of as iets baie dringend is, dan sê ek, die eerste ding môreoggend gaan ek dit doen. Want dit is dringend, dit is belangrik. Ek mag nie dit vergeet nie. Dit is so noodsaaklik, en dis die eerste ding, as ek my oë oopmaak, gaan ek dit doen. En dis die gedagte van shakar. As hy sê, na u soek ek, dan sê hy eintlik, na u soek ek met alles in my, eerste ding, wanneer ek my oë oopmaak. Want daar is niks meer belangrik vir my as om u te vind nie, of om u te beleef nie. Dit gee vir ons perspektief van wat Dawid eintlik hierso sê. En dit is wanneer ek myself afvra, is dit hoe belangrik dit vir my is om die teenwoordigheid van die Here te beleef. Dat as ek sou verslaap, my wekker nie afgaan nie, ek eerder my ontbyt sal los, my vroeë oggendkoffie sal los, my stort sal los, my hare nie sal was nie, en stilte tyd hou in skool toe ry, selfs in my pyjamas as dit nodig is, maar kan nie sonder die Here nie. Dis shakar. Dan wil ek hê jy moet sien dat daar 'n progressie is in vers 2. Hy sê eers, hy soek, dan sê hy, sy siel dors, dan sê hy, sy liggaam smag. Die intensiteit van hierdie honger neem toe. Want sien, partykeer sê ek en jy, ons is honger, maar eintlik is ons net lus. En hoe ken ons die verskil? As jy honger is, gaan jy eet wat voorkom. Maar as jy lus is jy puntenerig. Jy's lus vir iets. Jy is nie noodwendig honger nie. Maar dan is daar honger. Nou ek kan nog die dissipline hê om die lus te ignoreer. Ek kan selfs op 'n goeie dag deur die Here se genade die honger ignoreer. Ek kan intermittent fasting doen, ek kan 5 dae aan mekaar vas, vra vir Heinrich as jy my nie glo nie, ek kan dit maklik doen. Met 'n klein bietjie wilskrag en die Here se genade kan ek dit doen. Maar dors laat jou nie vergeet van hom nie. Hy skree in jou ore. Hy skree op jou. En dan is daar, as jy dors lank genoeg geïgnoreer het, waar dit 'n smagting word, dit neem jou oor. Daar's niks anders wat jy aan kan dink nie. Jy kan nie konsentreer nie, want jy smag na 'n druppel water. Dawid het begin met 'n geestelike soeke, die een waarmee ek en jy ook gebore word. Dit het gegroei na 'n emosionele behoefte. En dit het uiteindelik vir hom 'n liggaamlike nood, 'n krisis in sy binneste geword. Gees, siel en liggaam het gesmag na die Here. Uiteindelik sou hy versadig word, want die Here laat hom vind.
Vers 6 sê hy, sy soekende siel word versadig met die heel beste. Ons gaan weer daarna kyk. Maar hier is 'n interessante paradoks. Want alhoewel ek versadig word in die oomblik, gebeur daar iets in my binneste. As ek eers geproe het, honger ek na meer daarvan. Dan's 5 minute af en toe nie meer genoeg nie. Dan is die 10 minute, 15 minute praise and worship nie meer genoeg nie. Dan word dit 'n ding van, ek soek dit elke dag. En dan word dit 'n ding van, ek soek dit die hele dag. Here, ek kan nie funksioneer as ek U nie ervaar nie. Jy sien, ons kom altyd weer terug, want die honger groei. Hoe meer ek van hom eet, hoe groter word die behoefte. Dis 'n paradoks. Maar tog iets verander. Iets verander binne in my. My verhouding met hom verander. En ek gaan later daaroor praat, so ek gaan dit nou net noem. Ons sien dit in vers 9. Hy sê, my diepste wese is aan U verknog. Dis my siel word vasgeweef, wil ek sê, verkleef aan die Here se. En ek begin te dink soos hy, en ek begin te voel soos hy, en ek begin te prioritiseer wat vir hom prioriteit is. Ons gaan weer daaroor praat. Vers 3, so het ek uitgesien na U in U heiligdom. Ek hoop jy het uitgesien daarna om kerk toe te kom vanoggend. Ek hoop jy het uitgesien na die lekker koffie, die toebroodjies, die wonderlike samesyn. Ek het ook uitgesien daarna. Maar ek bid dat ek en jy meer as enige iets anders uitgesien het na die teenwoordigheid van die Here. Hy sê, so het ek uitgesien na U in U heiligdom, om U krag en glorieryke teenwoordigheid te ervaar. Wat herroep hy hier? Die ervaring wat hy het, as hy wat ons in die Bybel van lees as die tabernakel van Dawid besoek het. Nou onthou, hoekom word dit die tabernakel van Dawid genoem? Ons weet die tabernakel was in die woestyn, die tent, die tydelike tent waar Moses vir God ontmoet het. Ons weet Salomo het die tempel gebou, maar in Dawid se tyd voor Salomo het hy na 'n tent toe gegaan wat hy opgerig het. En wat het hy beleef daar? Hy het gekom en hy het gekyk, hy het 'n offer gebring en hy het gekyk en toegesien hoe die priester hierdie lammetjie vat. En hierdie lammetjie offer en hy het die bloed gesien. En hy het besef, die Here neem hierdie lammetjie se offer, hierdie lammetjie se bloed. Met hierdie bloed bedek die Here my sonde, dat ek voor hom mag staan in sy teenwoordigheid. Dat ek hier kan kom en sy teenwoordigheid kan ervaar. En hy beleef die genade van die Here, want dit moes eintlik my bloed gewees het. Maar nou is dit 'n onskuldige ou lammetjie sin. Wat is meer onskuldig as 'n ou lammetjie? En hy besef die liefde van die Here, die genade van die Here. En terwyl hy dit beleef, sê hy, my lippe sal U roem. So sal ek U prys in my lewe. In U naam sal ek my hande ophef. Asof van binne vet en die vetste dele word ek versadig. Hy sê om hier U teenwoordigheid te beleef in die tabernakel van Dawid. Is soos om aan te sit by 'n feesmaal waar jy eet dat jou oë toe gaan, so saliglik vol is jy. Die binnevet en die vetste dele word gereken as die beste dele van die skapie of die bokkie wat geoffer word. Hy sê, ek berei vir my 'n feesmaal voor met die allerbeste. Herinner my aan Openbaring 3 vers 20 waar die Here sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Nou ons gebruik baie keer hierdie versie as evangelisasie. Ons dink die Here sê, hy staan en klop by die harte van mense wat hom nie ken nie en hy sê, maak vir my die deur oop. Maar eintlik skryf hy dit vir 'n gemeente. Hy skryf dit vir mense soos ek en jy. So hy sê dit vir mense wat bely, maar ons ken die Here. En tog sê hy staan by die deur en hy klop. En dan gee hy hierdie belofte, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, feesmaal hou, en hy met my. Om die teenwoordigheid van die Here te beleef is om 'n feesmaal
saam met die Here te geniet. En dit is tot my en jou beskikking. Maar hy staan en klop by die deur. En ek en jy gaan iets moet doen. Ons gaan die dissipline moet handhaaf om die deur oop te maak en om te nooi en te sê, kom Here, hier is ek, kom eet saam met my, kom voed my. En die natuurlike uitvloeisel daarvan is lofprysing soos ons gesien het. Hy sê, my lippe sal u roem. So sal ek u prys. In u naam sal ek my hande ophef. En nou in vers 6 sê hy, en met jubelende lippe bring my mond lof. Sien, dis hoekom ek sê dis die twee kante van die munt, want ek kan nie anders as ek in die teenwoordigheid van die Here is. En ek beleef sy tasbare teenwoordigheid, dan gaan my mond niks anders kan doen as om te loof en te prys en in hom te roem nie. Ek gaan my hand opsteek. Want dit gaan my oorval, ek het net nou, dan was ek so lus om my hand op te steek, en dink ek, maar ek moet daai akkoord speel, my hand moet speel, maar ek is eintlik so lus om so te staan. En niemand het vir my gesê, ek moet dit doen nie, dit kom van binne. Dit word 'n drang wat ek amper nie kan beheer nie, dat ek by myself dink, maar okay, ons kan seker maar sonder die akkoorde gaan, en dink ek nie, Liesel speel. Ons kan nie anders nie, as ons in die teenwoordigheid van die Here is, dan gaan ons aanbid. Dan gaan lof by ons mond uitkom. Dan sê hy in vers 7, as ek aan u dink, op my slaapplek, as ek in die nagwake oor u prewel. Dis interessante woorde. Weet jy hoekom? Dawid was 'n mens net soos ek en jy. Hy het ook baie keer wakker gelê. Dis wat hy vir ons sê. Daar was tye in die nag wat hy wakker gelê het. En wat sy gedagtes ook deur sy kop gemaal het, soos wat ek en jy presies weet hoe dit voel. Dawid het allermins 'n lewe sonder probleme gehad. Ons weet hier vlug hy vir sy lewe. Hy het gevlug vir sy skoonpa op 'n stadium, want Saul wou hom doodmaak. En toe hy al koning was, het hy gevlug vir sy eie kind wat hom wou doodmaak. Ons weet sy kinders het vir hom grys hare gegee. Ons weet hy het baie probleme gehad. En daai gedagtes sou hom ook besoek in die nag, maar hy leer vir ons 'n baie belangrike beginsel. Wat maak hy met daai gedagtes wat in die nag by hom opgekom het? Hy rig sy gedagtes doelbewus weg van sy probleme na die Here toe. En dan prewel hy saggies by homself, sê hy. Waaroor prewel hy? Dit is 'n Joodse gebruik, die Jode doen dit tot vandag toe. As ons lees in die Bybel dat hy mediteer op die woord van die Here, dan prewel hulle dit saggies. Dis nie die oosterse meditasie waar jy jou gedagtes doelbewus leeg maak nie. Nee, dit is om jou gedagtes juis op God te rig en sy woorde te prewel. Dit wat hy sê. Hoekom? Want dan hoor my oor dit. En wat sê die Bybel vir ons van geloof? Geloof kom deur die gehoor. So hy sê wat die Here sê. Hy herinner homself dat sy ore sal hoor. Hy versterk sy geloof so. Waaroor praat hy? Hy praat met homself oor sy eie getuienis. Dis eintlik vir my so mooi. Hy herroep sy eie getuienis. Hy roep die goedheid van die Here wat die Here vir hom gedoen het. Want hy sê in vers 8, want u was vir my tot hulp. Hy onthou al die kere wat die Here opgedaag het vir hom uitgered het. En dan sê hy, in die skadu van u vlerke jubel ek. Kan daar dan 'n veiliger plek wees as in die beskutting, in die skaduwee van die Here se vlerk? Nou ek wil hê jy moet letterlik dink dat die Here vlerke het nie. Dis maar net 'n beskrywing. Dis hoe beskut en veilig Dawid gevoel het, dat dit was asof die Here sy vlerke oor hom gesprei het, soos wat 'n kuikentjie weggesteek is onder die vlerk van die hen. Dis hoe veilig hy gevoel het. Dis 'n simbool van beskerming, van nabyheid. Hoekom nabyheid? Hy sê die skadu van u vlerk. Wanneer val 'n skaduwee op jou? As jy baie naby aan dit staan. So dit is 'n prentjie van, hy het naby aan God gekom. En wat het God gedoen? Hy het sy vlerke, sy arms opgelig, sodat sy skaduwee op hom geval het. En hy was veilig toebeskut onder die vleuels van die Here.
Laat my dink aan wat Jesus self uit sy eie mond gesê het in Psalm nie, Matteus 23 vers 37. Toe hy gesê het, Jerusalem, Jerusalem, ek gaan net die laaste deel lees. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens, onder haar vlerke bymekaar maak. Maar julle wou nie. Wat sê dit vir my en jou? Daar's plek vir my en jou onder die vleuels van die Here. Die Here wil sy arms oor ons sprei. Die Here sê, jy mag so naby kom, dat my skade weer op jou val, en jy sal veilig wees. Maar ek en jy kan kies, net soos Jerusalem, of ons daar wil skuil, in sy skade weer. En dit is dan, wanneer hy daaroor gepraat het, wat Dawid sê in vers 9, my diepste wese, dis my innerlike mens, my gees en my siel, is aan u verknog. Nou ek het net nou gesê, dit beteken om in een gevleg, of in een geweef te wees. Kom ek gee vir ons 'n bietjie perspektief. Dis dieselfde woord wat ons in Genesis kry, daar waar God sê, die man sal sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef. Selfe woord. Dawid sê, my gees en my siel sal u aankleef. So 'n mooi woord, dit sê onskeibaar verbind, om een te word en te wees met. En dit is 'n emosionele verbintenis, maar ek wil hê jy moet vanoggend weet, dis ook 'n commitment. Want man en vrou is een voor God, nie net wanneer hulle dit emosioneel voel nie. Selfs op die dae wat jy wens jy kon by daai deur uitstap en nooit terugkom nie, is dit steeds in die oë van die Here een vlees. En daarom gee ons nie sommer net op die huwelik nie. Ons werk daaraan, want dit is 'n commitment. En dit is my verhouding met die Here ook. Party dae voel ek om te worship, en ek voel lus vir stilte tyd. Môre voel ek dalk nie so nie, maar hy's nog net so waardig as wat hy gister was, toe ek dit gevoel het. Al voel ek dit nie vandag nie. Dis 'n commitment, en dis hoekom ek bly sê, dit gaan iets van my en jou vra, dit vra om ten spyte van hoe ek voel, te gaan sit in sy teenwoordigheid. Laat my dink aan Jesus se woorde in Matteus 7 vers 7, waar hy sê, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En ons het al daaroor gepraat, daai tense is die continuous tense. Dit beteken, dit is 'n volgehoue aksie. Dis nie soek en nou het jy klaar gesoek, so nou gaan jy kry nie. Dit is soek en hou aanhoudend aan met soek. Dit is klop en hou aanhoudend, sonder ophou aan met klop. Sien, partykeer wil ons te gou opgee. Jy weet, ek het gister gaan sit en ek het absoluut niks beleef nie. En dan hou ons sommer op. Maar die Here toets ons commitment. Hy kyk, gaan jy môre terugkom? Gaan jy weer kom? Wie soek en aanhou soek, sal vind. Dis 'n belofte van die Here. En wat is dan die uiteinde hiervan? Hy sê, u regterhand ondersteun my. Want sien, Dawid se probleme het nie ewe skielik soos mis voor die son verdwyn, toe hy die teenwoordigheid van die Here beleef het nie. Hy was steeds in 'n woestyn, hy het nog steeds gevlug vir sy lewe, sy vyand het nie sommer net van plan verander nie, hy wou hom steeds doodmaak, maar die teenwoordigheid van die Here het sy perspektief verander. Hy het beleef die hand van die Here, sy teenwoordigheid hou hom staande, hou hom regop, wanneer hy self nie meer kan staan nie. En hy het die vertroosting gehad in die wete dat, as hy fokus op die Here, sal die Here die probleem oplos. Die Here sal deel met die vyand. En daarom sê hy in vers 10, en daardie mense wat daarop uit is om my lewe te verwoes, hulle sal in die onderste dele van die aarde binne gaan. Hulle sal aan die mag van die swaard uitgelewer word, en die prooi van jakkalse sal hulle word. Die koning, hy self, sal hom in God verbly. Elkeen wat by hom sweer, sal in hom roem. By wie sweer jy?
Jy sweer by 'n hoër gesag as jy. Jy sweer by die hoogste gesag. Die een wat jy die hoogste beskou. Soos hy sê, elkeen wat by hom sweer, hy praat met mense wat sê, die een wat bely dat die Here is hulle hoogste gesag in hulle lewe. Hulle sal in hom roem. Want hulle wat leuns verkondig, se monde sal gesnoer word. Maak nie saak hoe nie, maak nie saak wanneer nie. Hy sal die Here soek, die Here sal deel met die vyande. Herinner my aan Psalm 23, waar einste Dawid sê, U laat my by 'n feesmaal aansit. Ons weet daai feesmaal is sy teenwoordigheid. Die beste deel, die beste kos. Terwyl my teestanders moet toe kyk. Die vyand sal moet toe kyk hoe ek en jy feesmaal hou, saam met die Here. En hy sal weet, maar ek is eintlik onaantastbaar vir hom. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Wat beteken dit? Die huis van die Here, ek sal so tuis wees daar, dat dit sal wees soos my huis. As ek vir gaste sê, hoorie, maak jou tuis, dan bedoel ek, hoorie, my huis is jou huis. Sit jou voete op die bank, ek gaan nie skeef vir jou kyk, ek krap in my yskas. As jy 'n vrug sien en dit lyk vir jou lekker, eet hom. Ek sal nooit vergeet nie. Een keer wat Mariaan by my was, ek wonder of sy dit sal onthou, het sy gedink 'n vrug lyk so lekker en sy het vir haar een gevat en my hele hart het warm geword en gedink, ag Mariaan, ek soen jou sommer. Dis die grootste kompliment. Dat jy sommer een van die, ek kan nie onthou of dit 'n narkie of wat dit was nie, dat sy dit geëet het. Sy sê, sy's tuis in my huis. So tuis sal ek en jy in die huis van die Here wees. So kom ek en jy raak ten slotte net gou prakties voor ek amen sê. My en jou honger begin in die hart van die Here. Hy honger en dors na my en jou. En dis hoekom hy ons gemaak het met 'n kruik. Hy het 'n kruik binne in my en jou ingebou, 'n kosbare kruik. En ek en jy kan maar allerhande goeders daarin sit, maar dit gaan nie bevredigend wees nie. So, omdat dit uit sy hart uitkom, mag ek en jy vra daarvoor. Ek en jy mag vra, Here, maak my honger. As jy nie daai honger ervaar in jou alledaagse lewe nie, vra vir hom daarvoor. Die tweede ding wat ek en jy kan doen is, ons kan sy teenwoordigheid prioritiseer. Ek sê nie dat jy nie môreoggend moet stort nie, en jou tande moet borsel voor werk, sodat jy kan stilte tyd hou nie. Ek vra, staan so 'n bietjie vroeër op. En moenie net Bybel lees en bid nie. Sit 'n bietjie ook net in sy teenwoordigheid. Soek dit en hou aan met soek. Moenie te gou opgee nie. Ek sal nooit vergeet nie, Jaco het 'n kosbare vriend wat gereeld by hom kom kuier het toe Jaco nog 'n kind in die huis was. Ek praat van letterlik 'n skoolkind by die huis was. En Jaco het 'n manier gehad om die teenwoordigheid van die Here prakties op te soek. Totdat hy so sensitief geword het dat hy kon gaan sit en ek weet daar's baie van julle wat daarmee kan identifiseer, dat hy net kan sê, kom Here. En dan het hy gevoel hoe sak die Here op hom. Maar die kind het bely dat hy 'n ateïs is. En een keer toe hy weer by Jaco kuier, toe het Jaco voor die tyd gebid en vir die Here gevra, Here, maak u teenwoordigheid tasbaar wanneer die ouetjie weer by my kuier. En die ouetjie is daar en hulle het in Heinrich se kantoor gesit op die bank. Ek kan dit so goed onthou, was so 2 sitplekbankie in Heinrich se kantoor. En die 2 het gesit en kuier en soos jong mense kuier en Jaco bid en hy vra in sy kop vir die Here, Here kom. Hy sê en onmiddellik voel hy, hier is dit. En hy vra, Here, laat hom dit ook voel. En hy vra vir die ouetjie, voel jy dit? Hy sê, ja, wat is dit? Hy sê, dit is die teenwoordigheid van die Here. Weet julle wat was die eindresultaat? Daai ouetjie het net daar. Hy wat geglo daar is nie 'n God nie, die oomblik toe hy hom beleef, toe weet hy, hy bestaan. En toe het hy sy hart vir die Here gegee. Dis vir my en jou, as ons soek en aanhou soek. As jy 'n praktiese iets nodig het om jou te help, ek en Damien het die ander dag gepraat oor die wonder van psalms. Psalms is gebede, psalms verwoord wat ek en jy dalk nie die woorde voor het nie.
Al gebruik jy die aand om jou Bybel te lees soos wat ons deur die Bybel lees, maar in die oggend wil jy die teenwoordigheid van die Here beleef of andersom. Lees 'n psalm en bid daai psalm terug vir die Here. Sit vir jou aanbiddingsmusiek aan, want aanbiddingsmusiek verwoord wat ek en jy nie kan sê nie. Maar beoefen die teenwoordigheid van die Here, want hy verlang na jou. Hy wag vir jou. En ek sluit af met wat Psalm 65 sê. Welgeluksalig, dit beteken baie gelukkig en baie geseënd, is hy wat u uitkies. Wie het hom uitgekies? Die Here het ons uitgekies. En laat nader kom. Jy sien, dit begin in sy hart. Welgelukkig, baie vredevol, gelukkig en geseënd is hy, wat die Here uitkies en laat nader kom, sodat hy in u voorhoewe kan woon, in sy huis, in sy teenwoordigheid, daar waar hy is. Laat ons versadig word met die goeie van u huis, die feesmaal, die heiligheid van u tempel. Die Here het die tafel gedek, en nou sê hy vir jou, kom. Amen. Here Jesus, dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend te kan weet, u verlang na ons. Ons het gelees van Dawid se verlange en sy smagting, en sy honger en sy dors, net om uit te vind, maar daar's 'n honger in u hart. U honger, u verlang na elke een van ons. Dankie vir 'n oop uitnodiging, vir oop arms, so wyd uitmekaar soos Jesus se arms aan die kruis vasgespijker om te sê, kom na my toe, almal wat dors is, almal wat honger is, kom eet en drink verniet. Here, maak ons honger genoeg, dat ons nie net daaroor sal praat en daaroor sal droom nie, maar dat ons sal beweeg, dat ons in aksie sal kom, dat ons u teenwoordigheid sal opsoek, in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan. Vanoggend kom seën die Here vir my en vir jou, met 'n honger wat nie gestil gaan word nie, maar wat gaan groter en groter en groter word. En dat hy ons sal trek met koorde van liefde om te kom nader en nader en nader. Ek bid dat sy skade weer op jou sal val. Ek bid dat jy die vervulling en die vreugde en die vertroosting daarvan sal beleef en daarvan hom sal sê, meer Here, meer. Mag die Here jou seën met meer as wat jy gedink het moontlik is. Amen.